Opstandingsmôre, wat 'n incredible geleentheid. Ek wonder as ons hom net sou besef, die implikasie van wat ons eintlik vandag vier. Die grootheid van dit. Jy weet die verhaal van Jesus se sterwe, sy lyding, sy kruisdood, sy opstanding, is 'n verhaal van ongelooflike genade. Genade vir my en vir jou, en 'n genade in die sin dat die hele Nuwe Testament skrywers kom en dan sê hulle, as jy verstaan wat gebeur het, nie alleen het Jesus jou sonde kom vergewe met die kruisiging nie, Jesus het jou kom insluit in sy plan, in sy familie, en waarheentoe hy op pad is, en dan kom hulle en skryf hulle en sê hulle, as ons onsself kan identifiseer, ekskuus tog, as jy na hom toe kan kom en begin glo in Jesus, wat vir jou gesterf het, en jy kan identifiseer met sy sterwing, met sy lyding, maar met ook, met sy opstanding. As ek so gaan aanhou, gaan ek nou so Steve Hofmeyr klink. Ek sal vir julle sing as julle uitstap. Op hierdie stadium klink ek soos Bless, maar gee kans, ek vorder. My identifikasie met sy sterwe en sy opstanding, baie dankie, maak dat ek sy oorwinning, en kan ek net begin, ek is 'n groter strategus wat jy gedink het, Carlos, ek rol hom so in, ek sê vir hom vanmôre, ek hoor jy klink so 'n bietjie siek, en ek voel ek het self so ietsie in my keel aan die gang, so as jy my groet, high five my net toe. Dankie, dit gaan al beter. Sy oorwinning, terloops, Jesus het nie nodig gehad om oorwinning te behaal nie. Die bose was nog nooit vir Jesus ooit 'n bedreiging gewees nie. Die bose magte was nog nooit in kompetisie met God, Jesus Christus soewerein nie. Jesus het gekies om sy lewe af te lê, nie terwille van sy oorwinning nie, maar terwille van my en jou oorwinning. Terwille van ons. En nou kom die Nuwe Testament skrywers en sê, jy moet verstaan dat sy oorwinning word jou oorwinning. Jy en ek word nou meer as 'n oorwinnaar. Meer as 'n oorwinnaar. Jy weet, dit laat my altyd dink aan 'n boksgeveg. Die ou wat in die geveg geboks het, wat gewen het. Wie is die een wat meer as 'n oorwinnaar is? Die ou wat die geveg gewen het in die bokskryt, of sy vrou wat die check kan spandeer? Sy is die een meer as 'n oorwinnaar. En ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. En opstandingsmôre is een van daai plekke waar ek my kan vereenselwig en sê, Here, U het vir my gesterf, U het vir my opgestaan, en as ek dit sien, dan weet ek, dis ook waar vir my, want my oorwinning lê daarin, dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, hoor mooi, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die belofte van opstandingsmôre is, dat die Heilige Gees sal eendag kom, Jesus het dit gesê, nie meer lank nie, hy gaan opstaan, en dan sal die Heilige Gees kom, en die Heilige Gees sal by ons wees, dieselfde opstandingskrag, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is nou die krag wat in my en jou kom woning maak het. En ek wonder of ons dit besef, ek wonder of ons die impak van dit altyd besef, dis 'n storie van verskriklike groot genade, genade wat God oor ons kom uitroep en uitspreek. En Jesus kom en dan sê hy, maar dis wie God is. As jy aan God dink, dink aan hom as 'n genadige God. 'n God van groot genade. Elke oomblik, elke tree in ons wandeling met Jesus en met God moet ons, die hooftema van ons lewe, die hoofwysie van ons lewe, moet wees amazing grace. En Jesus kom en hy vertel die storie in Matteus 20, om iets van God se genade vir ons te kom beskryf. Matteus 20, dan sê Jesus, en ek dink, miskien as ek nou begin met die storie, gaan jy hom dadelik herken. Dis die storie waar Jesus vertel hoe dat die landheer uitgaan, dan gaan hier hy arbeiders vroeg die oggend, dan onderhandel hy met hulle, ek gaan vir jou 1 penning betaal. En dan sê hulle is reg, dit was die gebruikelike loon vir die dag, 'n penning vir 'n dag se werk. Sê hulle is reg, en dan kry hy 'n klomp werkers, en dan 'n uur later, dan gaan hy weer, dan huur hy weer 'n klomp.
En dan hier by middagete, dan gaan hier hy weer ouens, en dan hier 'n uur voor donker, dan gaan hier hy weer 'n klomp ouens. En dan aan die einde van die dag, nou Jesus vertel die storie, want hy wil iets sê van wie God is. As jy aan God dink, moet jy so aan hom dink. Hy sê, Jesus vertel die storie en sê, en aan die einde van die dag, dan betaal die landheer vir hulle almal dieselfde bedrag geld. Nou, ek kan nou net dink, nee, die Bybel sê dit nou nie so nie, maar kom ons verbeel onsself net 'n bietjie in hierdie storie in. Imagine die landheer kry hierdie ouens nou bymekaar en hy begin om die ouens wat laaste begin werk, net 'n uur gewerk het, begin hy eerste te betaal. En die ouens wat eerste gewerk het, kyk en hulle sien hoe hulle 'n penning kry vir 'n uur se werk. En hulle dink vandag is die dag wat ons groot geld, baie geld gaan kry. Vandag is die dag. Maar dan word hulle al meer benoud, want jy weet nou die ouens wat 3 ure gewerk het, kry ook 'n penning, en die ouens wat in die helfte van die dag kry ook 'n penning, en hy begin al bekommerd raak, en dan as hy hulle betaal, kry hulle ook 1 penning. En ek kan net dink hoe die ouens wat eers te begin werk het, so 'n bietjie ongelukkigheid moes beleef het, en hoe dit hulle 'n drukgroepie vorm onder mekaar en sê, kom ons gaan praat met die landheer, en hulle besluit, okay, jy gaan met hom praat. Verskoon my meneer. Ja? Meneer, as iets waaroor ons ongelukkig is. Ja, en waaroor is jy ongelukkig? Wel meneer, ons het nou gesien hoe ons die hele dag gewerk het, en hulle wat net 'n uur gewerk het 'n penning gekry, en ons het ook 'n penning gekry, en die landheer antwoord hom, dalk met hierdie vraag om vir hom te sê, kan ek jou vra, het ek met jou ooreengekom vanoggend dat ons 'n penning sal betaal? Ja, u het. Wie se geld is hierdie? Is u geld? Is jy ongelukkig omdat ek iets goed gedoen het met my geld? En Jesus vertel hierdie storie om vir ons te sê, hoor, die God se genade is so anderste. Daar's amper 'n humorsin wanneer dit kom by God se genade. Is amper asof Jesus met hierdie storie wil kom sê, jy sal nooit God se genade ten volle kan begryp nie, soos dat ons sukkel om te begryp dat dieselfde opstandingskrag Jesus uit die dood uitgewerk het, nou in ons woonagtig is, dat ons sukkel om die impak van dit te verstaan, so sukkel ons baie keer om die impak van God se genade te verstaan. En die eerste ding wat ons leer uit hierdie storie van Matteus 20, is dat God se genade is absoluut onkonvensioneel. Dit is onkonvensionele genade. Jy weet, kom ons vat dit so, sê nou almal wat al ooit geleef het hier op aarde, moet voor God verskyn. Hoe dink jy sal dit wees? Nou, ek is 'n bietjie meer strategies geraad en so aan, so ek sou 'n system uitwerk. As dit oorgelaat was in my hande, dan sou ek waarskynlik gesê het, okay, kom ons skep kategorieë. Eerste kategorie, al die massamoordenaars en kindermoordenaars kategorie A. Dan sal ek vinnig verskillende kategorieë geskep het, en die heel aan die ander kant sal 'n kategorie gewees het waarin ek sou gestaan het, en jy waarskynlik sou gestaan het. Goeie mense, vredelievende mense, mense met net foute, ek bedoel ons almal het tog foute. En ons sou in daai kategorie gewees. Ons kan tog nou nie in dieselfde kategorie as die massamoordenaar en die kindermoordenaar gaan staan nie. Maar God, hoe sou hy dit gedoen het? Wel, totaal en al onkonvensioneel. Vir almal dieselfde instruksie. Glo my seun Jesus Christus, vat jou son in hom toe, en hy sê vergewe, hy sê jou lewe verander. Vir elkeen dieselfde instruksie. Ja, ons gee nie altyd weer vir mense 'n kans oor en oor verniet nie, maar God doen. In sy genade reik hy uit na hulle wat skeef geloop het en skeef getrap het. God se genade totaal en al onkonvensioneel. En ek is so dankbaar vanmôre om te dink dat Jesus se genade, wanneer dit kom by my lewe, het Jesus homself uitgestrek na my ewige verlede en my ewige toekoms, en hy het al my skuld gevat, en het al my tekortkoming gevat, en het al my verleenthede gevat, en het al my gebrokenheid gevat, en hy het dit aan die kruis gaan naal, en die prys ten volle betaal, en hy het oor jou lewe, het hy hom kom uitstrek na jou verlede toe, hom uitstrek na die toekoms toe, en elke verleentheid van jou lewe, het hy gedra en gesê, ek kom maak in jou woning. My genade
onkonvensioneel. En hier is die wonderlike ding van God se genade, nie alleen vergewe hy ons nie. Jy weet, ons dink baie keer aan Paasvrydag en Goeie Vrydag en Opstandingsmôre as aan 'n boodskap van vergifnis per se. Maar dit is 'n baie groter boodskap as vergifnis. God het nie net iets vir ons kom doen nie, God is besig om elke dag iets met ons te doen. Dis die boodskap van Goeie Vrydag, van Opstandingsmôre. Die boodskap van Opstandingsmôre is God is besig om iets met jou te doen, nie net vir jou nie. Hy's besig om jou in te trek in sy storie in. Hy's besig om jou in sy missie in te trek. Hy's besig om jou in sy plan in te trek. Hy's besig om jou te vorm, te maak soos wat hy jou wil hê. Hy's besig om jou deel te maak van die grootste storie, groter as jou eie autobiografie. Trek hy jou in sy storie in. God is besig nie net om ons te vergewe nie, maar om elke dag met ons iets te doen. Sy oorwinning word my oorwinning. Ja, so onkonvensioneel dat in hierdie oorwinning wat hy oor ons lewe kom aankondig, kom God in Christus Jesus. Onthou julle Handelinge waar Jesus beloof net 'n kort tydjie dan sal die Heilige Gees by julle kom woon en in julle kom woning maak. En deur die Heilige Gees word God teenwoordig in ons lewe, totaal onkonvensioneel. God se genade, so onkonvensioneel dat God sê, ek kom maak woning in jou lewe. Nie alleen gaan ek jou vergewe vir jou sonde, wat jy gedoen het in jou gebrokenheid en jou tekortkoming nie, ek kies om te kom woning maak in jou, ek kies om in jou lewe te kom werk, ek kies om jou deel van my storie te maak. Hoor hoe stel 2 Korintiërs 5:17 dit, en ek lees hom vir jou uit die Engelse vertaling uit. Therefore, if anyone is in Christ, jy en hom, hy en jou, dis oor en oor die boodskap van die Nuwe Testament, jy's nou in hom en hy en jou, dis Opstandingsmôre se groot boodskap, daar's eenheid tussen jou en God. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Dis dieselfde opstandingskrag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat besig is om jou lewe nuut te maak, te verander, en as jy hom gaan toelaat, net soos jy in geloof toegelaat het, dat hy jou sonde vergewe, as jy in geloof gaan toelaat, om te sê, Here, hier is ek. Ek kom vandag voor u, Here, en ek vra u dat u my lewe sal verander, en jy weet, net soms is jy dalk soos wat ek op plekke is, waar jy wonder. Jy wonder oor die lewe, jy wonder oor die dood, jy wonder oor genade, jy wonder oor geloof, jy wonder oor 'n klomp goed. En in jou verwondering en wonder oor 'n klomp goed kom die Here en sê, as jy my gaan toelaat, sal ek al die wonder oorskadu in jou lewe. Ek sal groter wees as al die wonder, ek sal in jou lewe kom werk, en ek sal vir jou sin en betekenis gee. Dis wat hy wil kom doen. Hy sê in 1 Korintiërs 1:30, lees weer vir jou in Engels uit, you are in Christ Jesus. Nou hoor net gou hierdie, hierdie het my fuses geblaas, nee. Hy sê, you are in Christ Jesus, who became to us. Wie? Jesus. Jesus het dit vir ons geword. You are in Christ Jesus, who became for us righteousness and sanctification. Sanctification, die Bybelse woord vir heiligmaking. Hy sê, omdat ek en jy in Christus Jesus is, wanneer God na ons kyk, dan sien hy iemand wat regverdig is, en hy sien iemand wat heilig is. Nie nog iemand wat probeer en wat soeg en sweet en probeer om heilig. Hy sien klaar heiligheid in jou lewe. Hy sien klaar geregtigheid in jou lewe. Op grond van wat? Op grond van Jesus se sterwe en sy opstanding en die feit dat jy en ek nou met hom identifiseer. Christus word ons heiligheid. Holiness is not something we achieve. It is something we receive by faith. Nou kan ek net dit vinnig sê. Baie keer as 'n ou dit sê, dan dink ons daar is nie 'n proses ook waar ons in geestelike dissiplines is nie. Natuurlik is daar so 'n proses. Natuurlik leef ons nie net met genade en nou ploeter ons voort nie. Paulus sê julle verstaan genade glad nie as julle so daaroor dink nie. Reg deur die Bybel, eenheid met Christus beteken dat ek is klaar geheilig in hom. Hy het my kom heilig maak. Hy het my kom heilig verklaar. Hy het my regverdig kom verklaar. Maar dan sien jy hoe die boodskap van eenheid met Christus ook my en jou aanmoedig dat ons sal groei. Dat ons in hom sal volwasse word. 2 Petrus 3 vers 18
We are to grow in grace and knowledge. Efesiërs 4 vers 15, ons moet groei in elke opsig in hom. Romeine 12:2 wat ons almal ken, we are to be transformed by the renewal of our minds. Jy sien, heiligheid is beide. Heiligheid is iets wat klaar afgehandel is. God het dit klaar vir ons kom doen. Maar is ook iets waartoe ons geroep word. Is gedoen, gaan leef dit. Is gedoen, gaan doen dit. Ja, die opstandingskrag van Jesus en sy genade is onkonvensioneel. Maar dit is nie net onkonvensioneel nie, en dit bring ons by die tweede ding wat ons leer uit hierdie storie Matteus 20, dat God se genade is ook onverdiend. Is onkonvensioneel, maar is ook onverdiend. Jy weet, ek weet nie van jou nie, maar soms het jy al so gevoel, waar jy partykeer hier staan en jy sukkel om lekker met vrymoedigheid die Here te aanbid, want jy is so bewus van jou teleurstellings in die week wat jy geleef het. En nou voel jy nie so vrymoedig om jou hand in die lug te steek nie, want jy is so bewus, ek het hom teleurgestel, ek is bewus van my foute, en van kleins af word die saad van verdienste by ons gesaai, dat as ek reg leef, as ek korrek leef, gaan ek dit maak voor die Here. As ek reg leef, gaan God iets met my lewe kom doen, dan sal ek dit maak. Die boodskap van die Nuwe Testament is dat ons nie op verdienste sal werk nie. Die boodskap van die Nuwe Testament is, pas op dat verdienste deel word van hoe jy dink oor die lewe. Pas op daarvoor. En ek onthou, ek weet nie van jou nie, ons gaan nou kyk hoe oud is hierdie gehoor. Maar as jy lank genoeg met die kerk kom, dan weet jy, daar was baie reëls in die kerk. Reëls van verdienste, reëls van hou op, moenie dit nie, moenie dat nie, doen die, doen daai. En hier is wat ek ontdek het, die reëls verander net so bietjie met tyd. Hulle lyk net anderste, die reëls word net anderste aangepas. Maar toe ek bietjie jonger was, toe ek 'n tiener was, toe onthou ek die reëls van hoe jy moet aantrek kerk toe. Jy weet, daai tyd was denim verskriklike sonde gewees. Wie kan dit onthou? Julle onthou hom? Dit was in die tyd toe die Here van Krimpelien gehou het. Ek kon nie 'n denim gedra het nie. Vandag sien ek party van julle is besig om hier uit te hak. Daar was die tyd wat jy die das moes dra. Ek sien vir Louis, ek en hy het op 'n stadium so 'n bietjie saam geswat, en Louis, onthou jy hoe moes ons gedas en baadjie het? My genade, jy's 'n student, 18, 19 jaar oud, Louis 'n bietjie ouer toe. Maar jy moet gedas het en gebaadjie het, en as jy kerk toe gaan, en ek onthou ek dromme gespeel het as tiener in die kerk, en toe besluit ek, daar's nie 'n manier nie, ek gaan 'n rebel wees, en ek trek 'n t-shirt aan met tekkies, en ek word voor die kerkraad gedag, want hoe kan ek, dis teen die reëls. En ek onthou die fliek, wie van julle kan onthou toe fliek nog sonde was? Fliek was iets wat jy nie mag gedoen het nie, en my pa sit vandag hier, hy het bietjie saam met my gekom vanmôre, en toe probeer hy homself snaaks hou, en hy sê, ons gaan inry toe die aand, hy sê, niemand van die kerk gaan hom herken by die inry nie, en nou trek hy 'n balaklawe oor sy kop. Want niemand gaan hom herken nie, die ou by die hek, wat die kaartjies verkoop, skrik hom mos dood, hy is hande in die lug, hy dog gaan geroof word. Nou ek sê nou nie vandag, jy moet vir jou 'n pak skywe gaan koop, as ons nou hier uitgaan nie. Glad nie, allermits, dis presies die teenoorgestel wat ek eintlik sal wou sê. Maar jy weet, vir baie lank het ek geglo, as jy rook, gaan jy hel toe. Ek het dit regtig geglo, want dis wat die kerk vir my geleer het. Reëls van verdienste. Vandag glo ek, jy kan die hemel net maak. Vinniger as die res van ons. Johannes 1 vers 16, uit sy volheid het ons ontvang, ja, genade op genade. Oor en oor is dit die storie van die Bybel, 2 Petrus 1 vers 2, grace and peace to you many times over, Klaagliedere 3, u goedertierenheid ken geen einde nie, is elke môre nuut. En net om te bewys, dat genade onverdiend is die eerste ou wat in die paradys instap, iemand wat het geheel en al nie verdien het nie. 2 rowers hang saam met Jesus aan die kruis, en hulle spot en vloek saam met die mense om die kruis, en as u die seun van God is, kom af van die kruis, en ons sal in jou glo. En dan word hy benoud, en hy besef, ek is besig om te sterf.
En in daardie oomblik draai hy na die een in die middel toe en hy sê, Jesus, as u in die paradys kom, dink aan my. Dis al wat hy sê. Dink aan my. En Jesus draai na hom toe en hy sê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Totaal en al onverdiend. God se genade is onkonvensioneel, is onverdiend en laastens vanmôre, God se genade is onbeperk. Paulus kom in Romeine 8, dan sê hy, God se genade is nie beperk net tot ons sonde toe nie. Hy sê, wat sal ons sê van hierdie dinge? Hy sê, as God uit genade sy seun vir ons gegee het, sal hy nie enige ander ding wat jy nodig het, ook kan gee nie. So as God die moeilikste gegee, die grootste klaar, Jesus gegee het, kan hy nie enigiets anders te ook vir jou gee nie. En dan begin hy 'n lysie te maak, en dan sê hy, is daar honger, ekonomiese swaar, verdrukking, nood, naaktheid, siekte. Hy noem daai lysie van goed, hy sê, daar is niks wat jou kan skei van sy liefde nie. Hy sê, God se genade is so groot, hy kan jou help. Hy kan jou help, hy's daar vir jou. Ja, sy genade is onkonvensioneel, dis onverdiend, maar en is ook onbeperk. En ek weet nie waar jy vanmôre is in jou lewensreis nie, maar miskien vanmôre sit jy hier en jy sê, Here, ek het u genade net nodig in my lewe. Miskien wil jy net vanmôre in 'n oomblik van dankbaarheid sê, dankie Here, u kom werk in my. U kom vergewe my sondes en u kom woon in my en u kom verander my en u leef in my en deur my. Maar u weet ook vir my nood, u weet ook vir my honger, u weet vir my bekommernis, u weet vir my vrae, u weet van alles en daar is niks, sê u woord, wat my kan skei van u liefde nie. U kan my help, u die moeilikste klaar gegee, u het Jesus gegee, sal u my help. Ek hoor 'n storie en ek is nie seker of ek dit al hier vertel het nie, maar ek doen dit weer vanmôre as jy hom nou tweede keer hoor, vergewe my. In 1988 op die 7de Desember is daar 'n geweldige aardbewing in Armenië. Daar was in die epicenter waar die aardbewing getref het, was daar 78 geboue gewees. Net 6 geboue was effens herkenbaar gewees. Was 'n verskriklike aardbewing. 10.000 mense het hulle lewe verloor. Honderde duisende was ontwrig, het nie huise meer gehad nie. Dit was chaos geweest. En daar's 'n wonderlike storie wat vertel word van 'n pa wat sy kind gaan aflaai het by die skool, teruggery het na sy werk toe en op pad terug het die aardbewing geslaan. Die snelweg het soos 'n golf geraak en om tot stilstand gedwing en uitgemaak soos enige pa sal maak, hy het omgedraai en so gou as moontlik teruggery na die skool toe. By die skool aangekom het hy gesien dat hierdie skool plat gevee is deur hierdie aardbewing. En hy het naaste my dit erken, want hy het geweet, hier is die hekkie waar hulle ingegaan het, toe hy sy seentjie ingevat het, en so aan die linkerkant is wat sy klas was. En is in daai proses van skok en ontnigtering wat hy begin het om stene af te pluk, een vir een, van die gebou af en konkreet met sy kaal hande, en almal het ingespring en gehelp. 12 ure het verbygegaan en vir hom gesê, hy moet inkom, dis winter, is Armenië, is koud, hy gaan verkleim. 24 ure het verbygegaan, hy het nog steeds gegrou. 36 uur later, daar so effens 'n gat oopgemaak, en onder in hierdie gebou wat hy, in hierdie vertrek wat hy in kon kyk, was daar 'n klompie kinders, 12 van hulle met 'n onderwyser in sy seun, wat uitroep en sê, ek het jou gesê, my pa sal vir ons kom. Ek wil vandag in jou oë kyk, vir jou sê, ek weet nie waar jy is in jou lewensjourney nie, maar daar is 'n boodskap van 'n pa, van genade. En miskien jy net nodig om vanmôre te hoor, hy gaan vir jou kom. Dis nie alleen nie. Genade, onkonvensioneel, genade onverdiend, genade onbeperk.